Welkom saam met my, Brunilde de Tooy, in die program van Aangesig tot Aangesig. Kom ons praat oor vrede. Daar word 214 keer in die Bybel van vrede gepraat. Met vrede bedoel ons rus, kalmte en vreedsaamheid. Goddelike vrede is nooit net 'n wapenstilstand nie. Dit beteken eensgesindheid, eendrag en versoening. Hierdie Bybelse vrede heers tussen Christene en onderling. Maar God vra ook van jou om vrede te maak met jou eie tekortkominge en om in vrede met God te leef. Die innerlike sielevrede wat deel behoort te wees van elke kind van God, hang nie van jou omstandighede af nie. Net Jesus kan jou daai vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Ons lees dan in Psalm 119 vanaf vers 165 tot 166. Vir die wat die wet liefhet, is daar groot sekerheid. Niks kan hulle laat struikel nie. Ek vestig my hoop op hoop van U. Here, U gebooie gehoorsaam ek. Die Lewende Bybel vertaal hierdie teks wat ek nou gelees het met die wat U woord liefhet, ondervind werklike vrede en niks kan hulle tot 'n val bring nie. Wanneer ons God se woord ken en liefhet, wanneer ons genoeg tyd aan die Bybelstudies afstaan, sodat ons werklik weet wat in die Bybel staan, kom daar die rustigheid van werklike vrede in ons lewens. Veral as ons dit ons eie kom maak. Jy weet, ek is baie versigtig om die woord mediteer te gebruik, omdat van ons afgode godsdienste daardie woord gekaap het en dit totaal iets anders beteken in daardie tale. Maar om, jy weet, die hele dag jou gedagtes vas te maak op die woord wat jy gelees het of geleer het vir die dag, of waarmee die Here met jou besig is ook om te mediteer. So om die hele dag besig te wees met daai skrif wat jy vanmôre van die Here afgebid het, en dit te begin deel maak van hoe jy dink, hoe jy vorentoe gaan en hoe jy handel en hoe jy met ander mense omgaan. Vrede, omdat ons weet wie God is, dat hy alles kan doen, dat hy groot en magtig en goed is, dat hy altyd in beheer is, elke oomblik van sy kinders sorg en hulle met sy liefde omvou. Dis 'n vaste wete wat ek en jy moet hê. Jy weet, 'n kind raak maklik in die posisie waar hy begin glo, vir alles daar ander kinders is en dit gaan met hulle goed, of hulle kry iets, of hulle behaal iets, dat die ouers net lief is vir daai kind en nie vir die ander kind nie. En ek en jy weet met ons logika dat dit nie vir die waarheid is nie. Ons wat ouers is, weet presies hoe dit is. Jy het vir elke kind lief en elke kind het sy plek in jou lewe en elke kind het sy plek in jou hart. Net so het ek en jy ook elkeen ons plek in God se hart. En is hy ook lief vir elkeen van ons, of ons dit maklik of moeilik het, en of ons goed of sleg doen, hy het ons lief, want God is liefde. En hierdie begrip moet ons in ons kom vasmaak. Wanneer volwassenheid intree in ons verhouding, ons relationship met die Here,
dan is hierdie een van die basises, een van die steunpilare waarop ons volledige geloof gebou word. Liefde is nie 'n gevoel nie, maar 'n werkwoord. En dit lê nie noodwendig in hoeveel van jou probleempies opgelos word en hoeveel van jou gebede onmiddellik beantwoord word nie. Die Here is nie liewer vir jou net omdat hy jou gebede beantwoord het of nie beantwoord het nie. As ons God se woord ken, weet ons ook van die baie beloftes in daardie woord, in die Bybel, dat ons al ons onrus en spanning na God kan bring. Dat hy oplossings het vir elke probleem. Soms vat dit net 'n bietjie ons geloof om daai oplossings te aktiveer of te hoor. Dat hy by ons is wanneer dit moeilik gaan. Al voel jy alleen, wanneer jy God aangeneem het, is hy altyd inwonend. Hy's by jou, in jou, om jou en daar vir jou. Dat hy ons dra wanneer ons nie langer self kan loop nie. Jy weet, baie keer as jy so terugkyk op jou lewenspad en jy besef, joh, daai was 'n moeilike tyd en ek het nie geweet hoe gaan ek daardeur kom nie. Dan as jy terugkyk en jy besef jy's daardeur, dan weet jy dat jy weet dit was nie in jou eie krag nie. Jy weet, daar was niks in jou wat dit kon deurdra nie. En jy weet dat die Here by jou was. Ons weet ook dat God nooit aan 'n belofte ontrou kan wees nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy draai vir geen oomblik terug op sy Bybel nie. Dit wat daar opgeteken staan en wie sy karakter is wat ons daarin kan bestudeer. Daai draai hy nooit op terug nie, want hy sê hy gaan dit nooit terugdraai nie. In die wêreld waarin ons leef is daar soveel teleurstelling op mense wat jou een ding beloof en jou om die volgende hoek bedrieg en dan terugdraai op hulle woord. En dit maak dit baie moeilik dat ons God kan vertrou. Maar ek wil jou die aanmoediging gee, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. Hy's nie 'n mens nie, sê die woord, dat hy sou lieg nie. So as hy vir jou 'n ding gesê het, dan staan dit vas. Dis ek en jy wat baie keer die woorde wat hy vir ons gee, verdraai en maak dat dit inpas op iets wat hy nie gesê het nie. Daarom is dit belangrik, wanneer ek en jy 'n woord van God kry, dat ons baie noukeurig sal uitvind by hom wat dit beteken en hoe hy dit wil toepas. Maar ons hoor die woord, ons laat toe dat dit ons kom vrolik maak en opbeer en dan gaan pas ons dit toe, soos ons besluit het dit moet wees, maar nie wat God vir ons wys dit moet wees nie. So word net so rukkie rustiger, dat hy net kans kry om self te verduidelik hoe hy dit in ons lewe toegepas wil hê. God is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Hy is nie soos ons wêreld waar mense sommer na 5 sekondes hulle gedagtewêreld en hulle, soos ons sê, hulle mind change nie. En dan 'n ander keuse uitoefen nie. Hy kan ons vandag nog help, soos wat hy vir die volk in die Ou Testament gedoen het. Hy help op dieselfde manier, met dieselfde oorgawe en liefde. Juis omdat jy al hierdie dinge weet, kan daar kalmte van gees, wat die kenmerk van werklike vrede is, in jou wees. Jy kan toelaat dat daai kalmte kom lê oor alles. Jy weet, as ons gees onstuimig is, dis 'n keuse om te kies
om die onstuimigheid groter aan te blaas, deur die heeltyd met negatiewe denke, saam met die werke van die vyand te werk, of om te sê, ek weet dat met my God spring ek oor 'n muur. Ek weet hy's vir my, hy droom drome van voorspoed en nie van teëspoed nie. Ek weet hy het my lief met 'n onvoorwaardelike liefde, onbeperk, onbeskaamd, het hy my lief. En dan eerder te fokus op dit wat ek en jy weet, in die woord van God opgeteken staan, en dit vaster en sterker te maak in ons gedagtewêreld. Jy mag maar verseker weet om vir niks bang te wees. Dat moeilike omstandighede jou nie van God se vrede kan beroof nie. Net jou eie keuse om toe te laat. Jy weet, daai storie wat ons so baie al gehoor het van die 2 honde wat moes veg. En die een hond was vleis gevoer en die ander hond was gelos om honger te ly. Watter hond gaan die geveg kan wen? Ja, ons kan redeneer die een wat nie geëet het nie, want hy gaan baie honger wees, so tong in die kies grappie, maar kom ons kyk na die werklike biologika. Gaan dit die hond wees wat gevoer was, want sy spiere gaan sterker wees, hy gaan meer energie hê, hy gaan daai stamina gebruik om sy opponent uit te oorlê. So kom ons oefen ons geestelike spiere om te glo in God se waarheid eerder as om die heeltyd probleme uit te dink. Hoeveel keer per dag sê ek en jy, die probleem is, en dan volg ons met ons versoeke of ons eintlik ongeloof, nee. Maar ons dink meer probleme uit as wat ons by antwoorde uitkom. So kom ons hou op sê die probleem is. Omdat jy te alle tye besef dat jou God volkome in beheer is, kan jy eintlik jou gedagtewêreld skuif na daar waar dit positief is, want hy is in beheer. So bring jou wantroue in geloof deur die woord van God te proklameer. Met my God spring ek ook oor 'n muur, soos ek net nou gesê het, om myself op te bou, om 'n lewende steen te wees, om in Christus sterk te kan staan, om my geloof te kan uitoefen en afdruk oor die omstandigheid wat homself voordoen op daai oomblik. Het jy werklik vrede in jou lewe? Hoe bekom jy in hierdie wêreld waarin ons leef, met al sy uitdagende dreigemente, hoe bekom jy daai werklike vrede, wat alle verstand te bowe gaan? Dis deur vas te maak dat die woord van God is waar. God is 'n waarmaker van sy woord en nie 'n mens dat hy sou lieg nie. En dat jy dit vat wat jy lees in die Bybel en dit vas maak in jou gees. En hoe maak ek dit vas? Deur dit te sê en dit met my verstand aan te gryp en ten volle in te vertrou en te glo. Op daai manier is die woord van God vas en waar in my. En wanneer ek nie 'n oomblik daaraan twyfel nie en ek dit vas en waar gemaak het, sal dit vir my so wees, want die woord van God sê, dit wat ek bely, sal vir my wees. So as jy die heeltyd probleme wil uitdink en sê, die probleem is, dan sal dit vir jou 'n probleem bly, want jy het hom uitgedink, jy het hom krag gegee, en jy maak hom groot. So kom in die
ooreenkoms met God, dat jy repent oor daai, kom bely dit voor die Here, kom sê, Here, ek is jammer dat ek probleme uitdink, en nie u vertrou, en sê, my God sê, met hom spring ek oor 'n muur, my God sê, ek gaan met hom oorwin, my God sê, dat ek sterk is in hom, my God sê, dat hy my beskerm, en my bewaar, en hy sluimer en slaap nie. So ek het 'n keuse, om my mond, en my verstand, en my gedagtes, in lyn te kry, met die waarheid van wie God is. My God sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal vir jou 'n uitkoms gee. Ek weet die Here gaan vir my uitkoms gee. Ek hou vas aan die wete dat die uitkoms is naby. En op daai manier bou ek my gees op. My en jou grootste probleem is ons gedagtewêreld wat ons nie gevange neem voor Christus en hom dwing om die waarheid te begin aangryp van die Bybel, die woord van God wat opgeteken is. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te sorg dat ons nie dwaal in ons gedagtes nie. Die woord waarsku ons so duidelik, moenie dwaal nie. Ek praat ook van die dwaal in die fisiese handelinge en besluitneming van my gedrag. Moenie dwaal nie, moenie aan dwaalleerstellinge hang nie. Gaan lees die Bybel en laat toe dat die Bybel vir jou 'n lewendige steen word, 'n lewendige inspraak, 'n lewendige organisme wat jou help om jou lewe vry te kry en vreedsaam en vol vrede te maak, deur wat jy toelaat om jou tyd en gedagtes op te vestig. Ek kies om die dinge daarbo te bedink, soos die woord van God ons leer. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Hoekom sê God dit vir ons? Hoekom sê hy dit in sy woord opgeteken, sodat ek en jy kan verstaan, wanneer ons dit nie doen nie, is ons 'n oop teken vir die vyand om ons in depressie in te lei, om ons in negatiewe gedagtes in te wurg. Daar's geen ander woord nie. Ons word later so verwurg, dat jy kan nie asem kry nie, jy kan nie groei nie, jy kan nie regop kom nie, want jy is die hele tyd besig om in jou kop te maal met hierdie negatiewe gedagtes. Breek uit dit uit. Sing 'n worship lied, 'n aanbiddingslied, wat jou in die lof en triomf van die Here invat, sodat jy nie toelaat dat daai gedagtes jou vlees kan regop spring en jou in depressie inlei nie. Dis die enigste manier om in liefde en vrede te leef met ander, selfs al maak hulle 'n fout, om hulle vry te spreek. En te sê, ek vergewe jou, dis oukei, ons maak foute, almal van ons maak foute, niemand van ons is verhewe bo ons foute nie. So, hoeveel te meer is dit nie net 'n gawe, om 'n ander een te kan vryspreek, en te kan sê, dis oukei, dis oukei. Ek lees vir jou in Proverbs 17 vers 9, Love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends. So dis baie makliker om te vergewe. Partykeer moet ek en jy gaan sit en ons moet vir die Here gaan sê, ons is jammer dat ons negatiewe gedagtes selfs teenoor hom uitgedink het. Want dit kan baie keer die rede wees hoekom goedjies langer vat, want die woord van God leer hy ons, leef vanuit 'n dankbare hart. So wanneer ek en jy wroeg in ons ontevredenheid, haal ons onsself uit die vrede van die Here uit. Want hy sê ek en jy sal geen gebrek ly nie.
So wanneer ons bly hoop op dat hy vir sy geliefde dit gee in sy slaap, dan hou ons by die waarheid van die woord. Die kraaineste wat ons baie keer in ons gedagtes toelaat en wat ons aan deelneem, is nie van God nie. Jou brein skei negatiewe chemiese stowwe af wanneer jy die heeltyd negatiewe denke het. Ja, dit is nie 'n vinnige aan- en afskakelaartjie nie, maar wanneer ons begin en maak vir jou kolletjie op jou duim, of sit vir jou armbandjie aan, what would Jesus do, om jouself te help om te leer, om onmiddellik wat die negatiewe gedagte kom, te begin dink, wat sê God daaroor? Om dit te gaan evalueer, wat sê sy woord, wat is die waarheid, wat is die teendeel van hierdie negatief? Hy sal my nooit begewe of verlaat nie. So, as hy my nie verlaat nie, dan gaan hy ook kom in die antwoord. Hoe meer ek myself onderwerp aan sy volheid en aan sy heerskappy, hoe meer gee ek hom die reg om in te praat in my lewe in. En hoe meer gaan ek die stem van die Heilige Gees kan hoor, want my kop is nie so besig met sy eie nonsens nie. Ons mensdom het 'n baie groot kreatiwiteit om probleme uit te dink. Maak 'n punt daarvan om daai gedrag te verander, sodat jy meer en meer begin bedink dit wat daarbo is, as wat ons dink wat hier op aarde is. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat U ons leidsman is, en dankie dat U altyd naby ons is. Vergewe ons vir die kere wat ons nie geluister het, vir die kere wat ons so besig was in ons gedagtes, dat ons die stem nie kon hoor nie. Vergewe ons vir die kere wat ons so vasgevang geraak het in 'n situasie, dat ons nie daar kon uitbreek nie, dat dit beheer vat oor ons totale menswees, dat ons selfs wanhoopig raak, omdat ons nie na U luister nie. Leer ons hoe meer en meer op U te fokus, en te bedink dit wat daarbo is, sodat dit ons waarheid kan wees, en ons reeds hier op aarde U heerskappy en hemel kan beleef in ons gees, sodat elke area waar ons voet neersit, ons kan weet dat ons weet, U is daar saam met ons, en U neem dit in vir U. In die naam van Jesus kom bid ons dit. Amen.